Markus hoofstuk 5 en daar lees ons van vers 21 af tot vers 43. Dit is die gedeelte oor Jairus se dogtertjie wat oorlede is en ook die vrou wat aan bloedvloeiing gely het vir 12 jaar. Ons hoor die woord van die Here. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. En hy, dit is Jesus, het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou het 12 jaar lank bloedvloeiing gehad, en veel onder baie geneeshere gelei, en al haar besittings uitgegee. Sy het al haar besittings uitgegee, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. Het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom, en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. Maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita kumi, wat as dit vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel, dat niemand dit moes weet nie, en gesê, dat daar vir haar iets te ete gegee moet word. Ons lees tot so ver in die woord van die Here. Daar is iets daaraan as mense vir jou kyk. Ons het elke dag daarmee te make. In gesprekke kan dit ongemaklik raak as iemand te lank vir jou in die oë kyk. Of dit kan weer vreemd wees as iemand glad nie met jou oogkontak maak nie. In 'n gesprek is daar heeltyd hierdie dans tussen wanneer jy vir iemand kyk en wanneer jy nie oogkontak met die persoon maak nie. Dit gebeur ook soms dat 'n mens 'n siekte kry wat hulle vreeslik agteruit laat gaan. En soms wil mense dan ook nie hê dat ander vir hulle kom kuier en hulle in daardie toestand sien en so onthou nie. Hulle kry skaam vir hoe hulle in hulle siekte toestand lyk. Daar is regtig iets daaraan as mense vir ons kyk. Iets diep binne ons wil graag raak gesien word en dan hoor dat daar vir ons gesê word,
dit is baie goed. In dieselfde lyn, maar net mooi die teenoorgestelde, is dit 'n groot vrees om raak gesien te word en dan verag te word. Die probleem is, ons almal het na die sondeval dele aan ons waarvoor ons skaam is. Daar is probleme met ons liggame. Daar is ook probleme in ons harte. Ons het al verskriklike dinge gedoen en gedink en begeer. Ons is konstant besig om dinge weg te steek, want ons is bang dit word raak gesien en dan word ons daarvoor verag. Partykeer raak ons probleme vir ons so erg dat ons dit waag om hulp te soek. Ander kere steek ons probleme weg, dalk ook omdat ons nie hoop het dat iemand sal omgee of kan help nie. En dan kan die probleem selfs tot die dood lei. Die gedeelte wat ons nou uit die Bybel gelees het, is juist so 'n situasie waarin mense 'n probleem het en nog nie heeltemal seker is of daar regtig iemand is wat omgee of kan help nie. Kom ons kyk dan saam na hierdie gedeelte om nog meer te leer oor hierdie situasie waarin ons almal eintlik is. Ons gaan hoofsaaklik fokus op die vrou wat aan bloedvloeiing ly. Dit is verse 25 tot 34. Maar hier en daar sal ons ook dan na Jairus en sy dogter se gedeelte verwysing maak. So ons gaan kyk na 6 hoofpunte. Die eerste punt is die struktuur van die gedeelte. En dan gaan ons sien dat hierdie gedeelte openbaar van ons dat mense 'n probleem het. En dan sal ons sien dat mense dink hierdie probleem is te afskuwelik of te groot vir Jesus om hulle te help. En in die vierde plek sal ons sien dat hulle probleme is eintlik nog groter en nog meer afskuwelik as wat hulle dink. En in die vyfde punt sal ons sien dat Jesus baie meer omgee en kan doen as wat hulle kan dink. En laastens sal ons dan 'n paar toepassings uit die gedeelte op ons maak. Punt 1, die struktuur. In die evangelie van Markus kry ons 'n soort struktuur wat soms Markus se toebroodjies genoem word. Markus se toebroodjies behels dat 'n vertelling begin word en dan word dit met 'n ander vertelling onderbreek en dan word die eerste vertelling weer hervat en voltooi. So in hierdie gedeelte begin die eerste vertelling in vers 21 tot 24. Hierdie eerste vertelling gaan oor Jairus se dogtertjie wat siek is. In vers 25 word die eerste vertelling dan onderbreek met die tweede vertelling van die vrou wat aan bloedvloeiing ly. Hierdie twee vertellings hou aan, of hierdie tweede vertelling hou aan tot en met vers 34 en dan in vers 35 word die eerste vertelling oor Jairus se dogtertjie weer hervat tot en met vers 43. So dit beteken as ons na hierdie gedeelte kyk, het ons dan te maak met een van Markus se toebroodjies. En die doel van Markus se toebroodjies is dat al twee vertellings in verband met mekaar gelees moet word, want hulle vul mekaar aan. Die interaksie of die aanknopingspunte tussen die twee vertellings help dan om die kern van die vertellings raak te sien. So wanneer ons dan hierdie gedeelte lees en bestudeer, moet ons soek vir die interaksie tussen hierdie twee vertellings en die aanknopingspunte. En dan gaan ons dan na ons tweede punt toe. Mense het 'n probleem. Die probleem van die eerste vertelling sien ons in Markus 5 vers 23. Die probleem is dat Jairus, 'n leier van die sinagoge, se dogtertjie op sterwe lê. Dit is vir Jairus en sy vrou baie erg om hul kind vir wie hulle baie lief is aan die dood af te staan. Maar nog meer, ons lees ook in Lukas 8 vers 42 dat dit Jairus se enigste kind is. Bo en behalwe die probleem dat hulle moontlik 'n kind aan die dood sal afstaan, is daar nog 'n bykomende probleem ook. Omdat die dogtertjie hulle enigste kind is, sal hulle van haar en hopelik ook eendag haar man as hy trou, van hulle versorging afhanklik wees, as hulle dan oud is, Jairus en sy vrou. Dit is voorwaar 'n groot probleem as sy sterf. Die probleem van die tweede vertelling sien ons in Markus 5 vers 25 tot 26. Die vrou ly al vir 12 jaar aan bloedvloeiing. Dit is soos die maanstonde, maar dit hou nie op nie, vir 12 jaar lank. Mens kan net probeer indink hoe dit moes wees. Sy was waarskynlik konstant baie moeg gewees as gevolg van ysterverlies en anemie. Sy sou ook regtig konstant siek gelyk het.
Haar hare kon uitval en sy sou kringe onder haar oë gehad het en haar lippe sou bleek en gebars gewees het. Sy sou baie meer vatbaar gewees het vir allerlei siektes, omdat haar immuunstelsel afgetakel is en sy sou waarskynlik dan ook gereeld siek wees. En hierdie vrou het ook gelewe tydens die bedeling van die Sinaï-verbond. En volgens die bepalings van die Sinaï-verbond sou sy onrein gewees het vir so lank as wat sy bloei. Dit lees ons in Levitikus 15 vers 25. Dit beteken, terwyl sy in hierdie toestand van onreinheid is, dat sy nie na die tempel kan gaan om God daar te aanbid nie. En alles waarin sy raak, of mense wat aan haar raak, word ook onrein. En dan kan hulle vir 'n tyd lank nie na die tempel toe gaan en aanbid nie. Dit beteken, sy kon nie normaal in die samelewing funksioneer nie. Sy kon ook nie normaal aan die aanbidding saam met die volk vir die Here deelneem nie. En dit al vir 12 jaar lank. En duidelik was hierdie omstandighede vir die vrou so ondraaglik. Dit was so ondraaglik dat sy alles wat sy gehad het al spandeer om doktersbehandeling te kry. Sy het niks oor gehad nie. Maar ten spyte daarvan het dit in plaas van om beter te gaan, net nog erger geraak. Hierdie vrou was regtig naby aan haar einde. En daar was niks of niemand wat iets daaraan kon doen nie. Sy het voorwaar 'n baie groot probleem. Nou het ons gesien dat hierdie mense het groot probleme. Volgende sal ons sien dat hulle dink hierdie probleme is so groot of so afskuwelik dat Jesus nie hulle kan help nie. So kom ons kyk nou weer eers na die vrou wat aan bloedvloeiing ly in die tweede vertelling. In vers 27 lees ons dat die vrou van agteraf aan Jesus raak. Hoekom raak sy van agteraf aan Jesus? In die teks lees ons dat Jesus pas teruggekom het van ander kant die see van Galilea af, daar in vers 21. En nou is hy op pad na 'n belangrike man se huis, 'n leier van die sinagoge, Markus 5 vers 24. En die vrou wat aan bloedvloeiing gely het waarskynlik gedink dat Jesus nooit vir haar sal stop nie. Hy is dan te besig om na 'n baie belangriker persoon toe te gaan om hom te help. Hoekom sal hy nou stop om haar te help? En daar benewens wil sy ook nie vir Jesus vra om haar te help nie, want dalk sal sy moet verduidelik wat haar probleem is. En hierdie haar toestand is van so 'n aard dat sy dit nie wil vertel vir almal nie. Dan gaan sy in die skare en sy raak van agteraf, net aan Jesus se kleed. Net sodat hy nie kan agterkom nie. Hy sal nie weet nie, want almal stamp en stoot in 'n geval aan mekaar in die skare, soos ons gelees het die disippels opmerk in vers 24. Kyk hoe verdring die skare u, meester. Hoe kan u vra dat iemand het aan u geraak? Ek meen, daar's die hele tyd mense wat stamp en stoot en aan u raak. En in 'n parallelle gedeelte raak dit dan nou vir ons nog duideliker in Lukas 8 vers 47. Sê Lukas pertinent, sy wou verskuil gebly het. So die vrou kom in die groot skare en van agter en raak dan net skraps aan Jesus se kleed, want sy het gedink Jesus kan haar nie help nie. Hy's te besig. Hy gee nie, sy's nie belangrik genoeg nie. Hy gee nie genoeg om vir haar nie. En by die eerste vertelling weer, as ons terug gaan na Jairus toe, is dit nou net mooi omgekeerd. Die mense het gedink dat Jesus stel belang om Jairus te help, want hy is dan so 'n belangrike persoon, hy is dan 'n leier van die sinagoge. En daar is ook 'n groot skare wat saamstap om te kyk hoe Jesus die dogtertjie gaan gesond maak. Hulle dink, ja, Jairus is so belangrik, hulle gaan nou kyk hoe hy sy dogtertjie genees. Maar ons lees dan, intussen het die dogtertjie dood gegaan. In vers 35 lees ons, daar kom mense van Jairus se huis en sê vir Jairus, hy moet nie die leermeester meer lastig val nie, want sy dogtertjie is dood. Let op dat hulle noem dat Jairus Jesus lastig val. Mense sien ook iets hierin dat die mense dink, Jesus gee nie baie om nie, want die mens val hom lastig. In vers 36 stel Jesus hulle egter gerus dat hy steeds sal gaan en die dogtertjie sal help. En dan lag hulle vir hom.
Hy's net 'n leermeester, in die Griekse didaskalos, 'n onderwyser. Hy's net 'n leermeester en sy is dood. 'n Leermeester los nie die probleem van die dood op nie. Hy sal dit tog nie uit die doodheid kan opwek, hierdie leermeester nie. Wie dink hy is hy? God, miskien. So die mense dink Jesus wil Jairus help, al is dit iets wat teesinnig. Jesus wil hom help omdat Jairus so belangrik is, maar hulle dink Jesus kan hom nie help nie, omdat die probleem vir hom te groot is. Nou sal ons sien dat die probleem eintlik nog groter en meer afskuwelik is as wat die mense dink. Ons lees dat hierdie probleme, alhoewel die mense gedink het dit so groot, opgelos is. In vers 29 lees ons dat die vrou se bloedvloeiing dadelik opgehou het, sodra sy aan Jesus se kleed geraak het. In vers 41 en 42 lees ons dat Jesus Jairus se dogtertjie uit die doodheid opgewek het. So hier's twee enorme probleme wat mense al reeds gehad het, wat Jesus opgelos het. Dink net, hoe moes dit vir Jairus en sy vrou gevoel het toe hulle weer hulle dogtertjie se lyf kon vashou en die hitte van haar vel op hulle kon voel. Hulle kon haar hart weer hoor klop. Hulle kon sien hoe haar bors op en af beweeg as sy asemhaal. Hulle kon hoor hoe sy met hulle praat en hoe sy lag. En eendag as hulle oud is, kan sy vir hulle sorg. Dink net hoe die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het gevoel. Nou gaan sy nie meer aan anemie ly nie. Sy gaan energie hê om goed te doen. Sy gaan nie meer so gereeld siek word nie. Sy gaan weer mooi wees. En nie meer so verwaarloos lyk nie. En sy gaan tempel toe kan gaan, om God daar te aanbid, saam met sy volk. Dink net hoe verbaas moes die mense gewees het, en hoe vol dankbaarheid was Jairus en sy vrou in hulle harte, en ook die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Hulle probleme is opgelos. Maar die gedeelte oor die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, is nog nie verby nie. Dit stop nie hier nie. Die gedeelte in Markus wil vir ons wys dat hierdie mense se probleme eintlik nog groter was as wat hulle gedink het. Die onreinheidswette in die Ou Testament, soos oor bloedvloeiing by 'n vrou, was nie arbitrêr nie, of lukraak sonder rede nie. Dit was eintlik ingestel om 'n boodskap oor te dra. Die boodskap is dat die mens na die sondeval 'n sondeprobleem het, wat eers opgelos moet word, voordat ons na God toe kan nader. Buitendien is siektes en dood, die probleme wat Jairus en die vrou hier in die gesig gestaar het, net simptome van 'n dieper probleem. Die oorsaak vir siekte en dood in die wêreld is die mens se sondeskuld wat roep om die regverdige straf van God. As die dieper probleem van ons sonde nie eers opgelos word nie, gaan die simptome van siekte en dood nooit verdwyn nie. In vers 30 lees ons dat Jesus omdraai en vra wie aan hom gevat het. Hier gaan die gedeelte aan. Nou kom die eintlike groot probleem na vore. Toe dit gebeur, weet die vrou, sy is in groter moeilikheid. Groter as haar bloedvloeiing van 12 jaar. Hier is iemand wat dinge weet wat in die geheim gebeur. En die wonderwerk in hierdie gedeelte, soos die ander wonderwerke, wys vir ons dat Jesus meer is as net 'n leermeester en meer is as net 'n profeet. Hy is God wat storms beheer, soos ons gesing het en ook lees in Markus. Blinde mense laat hy sien en hy wek dooie mense uit die doodheid op, soos hier is 'n dogtertjie. Markus leer vir ons dat Jesus God is wat hier onder die mense rondgeloop het. In vers 32 lees ons dat Jesus kyk om te sien wie dit gedoen het. Hy weet, die vrou het dit gedoen. Om haar te sien, lees ons. Die vrou besef, soos Jesus daar staan, dat dit God self is, wie se oë oor die skare gaan, op soek na haar. As Jesus weet dat sy in die geheim aan sy klere gevat het, weet hy ook wat sy in die geheim gedoen of gedink het.
Sy is so bang nou, dat sy bewe. Sy weet, hy sien haar. Sy weet, hy weet. Wat gaan hy vir haar sê? Nadat die vrou met bloedvloeiing genees is, kon Jesus net aanhou loop het en gemaak het asof hy niks agtergekom het nie. Hoekom doen hy dit nie? Hoekom draai hy om en soek haar? Hy wil vir ons laat weet dat hy weet. Hy weet van ons diepste probleme. Sy oë is nou op jou. Hy kan alles van jou sien. Wat dink jy gaan hy vir jou sê? Jammer, ek is te besig vir jou en jy is nie belangrik genoeg nie. Jou probleem is te groot, ek kan jou nie daarmee help nie. Jy is te afskuwelik, gaan weg van my af. Is dit wat hy gaan sê? Nee, Jesus gee baie meer om en kan baie meer doen as wat ons kan dink. Jesus het nie aanhou loop en gemaak asof hy nie weet van die vrou wat aan hom geraak het nie. As hy dit gedoen het, sou die vrou geweet het dat sy van haar bloedvloeiing genees is, maar sy sou nie geweet het dat sy van haar groter probleem, haar sondes, verlos is nie. In vers 33 lees ons dat die vrou na Jesus toe kom en sy val voor hom neer. Sy vertel hom die hele waarheid. Nou weet almal, dit is 'n onrein vrou wat nie net aan hulle geraak het nie, maar ook aan Jesus geraak het. Wat gaan Jesus nou doen, wonder die hele skare? Hy het nie gehardloop om homself te gaan was en reinig nie. Dit is nie dat hy nie omgee vir die seremoniële wette nie. Die seremoniële wette het juis geleer dat God versoening gaan gee. Dat hy 'n weg gaan baan, sodat onrein en sondige mense gereinig en geheilig kan word, sodat hulle na God toe kan nader. En Jesus kom wys juist dat hy die vervulling is, waarna die seremoniële wette wys. Hy is die een wat onrein mense nie net seremonieel rein en heilig maak nie, maar werklik rein en heilig maak, om na God toe te kan gaan en hom te aanbid. Jesus is die weg. Hy genees die vrou van haar kwaal, sodat sy nie meer onrein is nie, maar meer as dit. Hy kom verlos die vrou van haar sonde. Selfs al weet hy van alles. Elke sonde wat sy al gedoen het, waaraan sy al gedink het, wat sy al begeer het. In vers 34 sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Wat sou ander mense al vir hierdie vrou gesê het as hulle van haar probleem geweet het? Maar Jesus kyk vir haar en noem haar dogter. Sy is nie meer iemand wat in die buitewyke, buite gemeenskap lewe nie. Sy is nou deel van die familie. Nog 'n aspek raak vir ons hier duidelik. Die vrou het gedink dat die krag wat van Jesus uitgaan is onwillekeurig en onpersoonlik. Dit raak daarin duidelik dat sy in die geheim van agter in die skare aan Jesus se kleed wou raak, sonder dat Jesus dit weet. Sodoende sou sy genees word, sonder Jesus se medewete. Sy het gedink dit is 'n onwillekeurig en onpersoonlike uitoefening van krag. Maar Jesus se uitoefening van krag is nie onpersoonlik en onwillekeurig nie, en Jesus wou dit duidelik maak. Hy wil hê die vrou moet weet, hy is heeltemal van haar bewus. Sy moet sy oë op haar voel. Sy moet weet dat hy tot reg binne haar siel inkyk en haar nogtans nie verag nie, maar eerder dogter noem. Dit wys vir ons dat Jesus vir mense omgee. Selfs al is hulle onbelangrik, selfs al is hulle baie sondig, en dat hy gekom het om ons van ons kwale te genees, ook die diepste kwaal, ons sonde. Hy wil hê ons moet weet dat hy dit alles weet, en nog steeds willekeurig ons genees en red.
Die vrou se probleem was te groter as wat sy gedink het. Maar Jesus se verlossing was ook groter as wat sy gedink het. Jesus gee baie meer om as wat sy gedink het en hy kan baie meer doen as wat sy gedink het. Dink net hoe die vrou gevoel toe sy dit besef het. Sy is nie net gered van haar 12 jaar se skaamte en lyding nie, maar 'n ewigheid van skaamte en lyding. Sy is gered tot ewige heerlikheid. Die laaste aspek wat ek wil uitlig voor ons na die toepassing gaan, is oor die vrou se geloof. In die evangelies noem Jesus baie keer jou geloof het jou gered. Soos in hierdie gedeelte aan die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. En Jesus noem ook in Markus 5:36 vir Jairus dat hy net moet glo en moenie vrees nie. Dit beteken nie dat ons 'n groot en sterk geloof moet hê en dat ons op grond van ons groot en sterk geloof gered word nie. Dit is nie asof God 'n maatstaf stel om die kwaliteit en kwantiteit van ons geloof te meet, totdat ons 'n sekere gehalte dan nou daarvan bereik en dan op grond van die kwaliteit en kwantiteit van ons geloof gered word nie. As ons dit sê, is dit maar net weer, is geloof maar net weer die nuwe goeie werk waardeur ons gered moet word en dit is Arminiaans. Ons kan in hierdie gedeelte sien dat ons juis nie deur 'n perfekte geloof gered word nie. Kyk na die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Sy was nogal onkundig oor hoe baie haar verlosser omgee. Maar ten spyte van haar onkunde en haar geloof, is sy gered. Die rede daarvoor is nie omdat sy 'n perfekte geloof gehad het nie, maar omdat sy geloof gehad het in die perfekte verlosser. As mense gered wil word op grond van jou geloof, stel jy maar net jou vertroue in jouself en hoe goed jy glo. Jy stel nie 'n vertroue in Jesus Christus nie. En dit is 'n valse geloof. So 'n valse geloof sal nie red nie. Selfs al is dit baie sterk, dit sal nie red nie. Ons word nie gered op grond van dit wat ons doen nie. En op grond van ons geloof in Jesus nie. Ons word gered eerder op grond van wie Jesus is en wat hy doen. 'n Ware geloof, hoe klein en swak en onkundig dit ook al is, gaan mens lei om na Jesus toe te gaan en ons vertroue op hom te stel en dit is hy wat ons red. Die vrou het al reeds alles probeer en het niks meer gehad om op te vertrou nie. Sy het niks oor gehad nie, sy was op haar einde. Sy kon net op Jesus vertrou en dit het sy gedoen. En so is sy gered. Deur haar geloof het sy na Jesus gegaan en hy alleen het haar gered. En nou kan ons kom by die toepassing. Ons kan baie toepassings maak, maar ek lig vir ons net 3 uit. Die eerste toepassing is ons gaan na God toe alleen deur Jesus Christus. Hy is die weg wat God gegee het om tot hom te nader. Daar is nie 'n ander manier nie. Die vrou het alles probeer. Daar was nie 'n ander manier nie. En wanneer mense na Jesus toe gaan, wys hy nooit iemand weg nie. In die evangelies is daar baie gevalle waar mense na Jesus toe kom met allerlei probleme en nie in een geval wys hy iemand weg nie. Hy help altyd mense wat na hom toe kom en hom vra. Ons moet na Jesus toe gaan en hom die hele waarheid vertel. Al ons probleme. Hy sal ons nie wegwys nie. Hy sal ons genees. As ons nie in hierdie lewe van fisiese kwale genees word nie, sal ons in die volgende lewe daarvan genees word, want in hierdie lewe los hy die grootste kwaal op, die wortel van al die ander kwale, ons sonde. Hy sal dit vir jou oplos, as jy na hom toe gaan. As ons reken dat ons nie Jesus se hulp nodig het nie, en nie na Jesus toe wil nader nie, dan gaan ons verlore gaan. As ons dink dat ons nie vir Jesus nodig het nie, weet ons nog nie hoe groot die sondeprobleem eintlik is nie. Soos baie van die fariseërs.
in die evangelies. Het jy al na Jesus toe gegaan? Het jy al gegaan en vir hom die volle waarheid vertel van jou probleme? Jou probleem, jou toestand wat na die dood toe lei. Het jy na hom toe gegaan en vir hom vertel? Die tweede toepassing. Ons weet, ons is onbelangrik en vol sonde. Ons kan geneig wees ook om te dink dat ons God lastig val. Soms kan ons self dink dat dit reg is om so te dink. Dat dit eintlik nederig van ons kant af is om so te dink. Ons is dan so klein, so sondig, so nietig. Ek erken dit, is goed. Maar is eintlik hoogmoedig. As ons so dink ons moet eers meer belangrik wees en minder sondig wees om na God toe te gaan sodat hy op ons ag gee. Dit wys eintlik net dat ons te klein van God se barmhartigheid en genade dink. Hierdie gedeelte leer vir ons dat God se barmhartigheid en genade baie groter is as wat ons dink. En ons kan na hom toe gaan, maak nie saak hoe onbelangrik of hoe sondig ons is nie. En dan die laaste toepassing. Dit begin met, daar is iets daaraan dat mense vir ons kyk. Ons het in die teks ook gesien. Daar's oë wat kyk. En daar is konstant oë op ons ook. God se oë is op ons. Hoe lyk jy in die heilige God se oë? As jy nie in Jesus glo nie, is jy nog in jou sondes. God sien dit alles. En hy haat dit. Sonder Jesus is jy afskuwelik in God se oë. Haatlik. Jy is nog onrein, soos die wette onder die Sinaï verbond uitbeeld. Jou uiteinde sal ook wees om vir ewig weg van God en weg van jou medemens in alleenheid, in ballingskap, gebukkend onder God se oordeel te gaan. Verdoem om alleen, heeltemal alleen, God se toorn oor jou sonde te dra. Jy sal self daarvoor moet betaal. En jy sal nooit God se ewige grimmigheid kan uitdoof nie. Sien jou probleem, sondaar, sluk jou trots en verneder jouself. Erken, jy is op jou einde. Erken, jy kan nie meer nie. Besef dit, soos die vrou wat aan bloedvlek gely het en al haar geld op dokters gemors het en niks meer oor het om haarself te help nie. Besef, jy is in dieselfde posisie. Jou eie goeie werk en jou eie krag kan nie staan teen die vloedgolf van God se vlammende oordeel wat aan die kom is nie. Gaan na Jesus toe. Hy sal jou nie wegwys nie. As jy in Jesus glo, is jy van jou onreinheid gereinig en heilig gemaak. Jy is bekleë met Jesus se geregtigheid. Jy staan vir God in sy volmaakte wetsgehoorsaaamheid, nie in jou eie nie. En God kyk na jou en hy jubel en juig oor jou. God is nie skaam om jou deel van sy volk te hê nie. Nie omdat jy in jouself en vanuit jouself goed is nie, maar omdat jy die goeie en volmaakte verlosser, Jesus Christus, het. Ons weet ook dat dit nie net God se oë is wat op ons is nie. Mense se oë is ook op ons. Ons is nog vol sonde en lelik in ons sonde in baie opsigte nou in hierdie tyd. As gelowiges moet ons egter nie vaskyk in dit wat ons nou is nie. Ons moet nie bedink wat hieronder op die aarde is nie. Ons moet die dinge wat daar bo is bedink. Hoe Jesus na sy mensheid verheerlik is en hoe alle gelowiges ook soos hy na sy mensheid verheerlik sal word. En ons moet na mekaar dan met die oë van die geloof in hierdie opsig kyk. Dink net, hoe mooi is Jesus as ons die evangelies lees. Hoe mooi is dit as hy barmhartigheid betoon aan die mense rondom hom. Hoe mooi is dit
hoe goed hy God se woord ken. Hoe mooi is dit hoe goed hy God ken. Hoe mooi is dit hoe toegewyd hy is aan God. Bid nagte deur. Vertrou op God, slaap in 'n storm. Hoe wys antwoord hy die teenstanders. Hoe mooi is Jesus. Hy is die vergestalting van God se wet, die vergestalting van volmaakte geregtigheid. Elke keer as ons die wet lees op 'n Sondag, is dit hoe Jesus is. En dit is hoe hy ons gaan maak. Hoe mooi gaan jou vrou eendag wees? Ek weet jou vrou is nou al vir jou mooi. Maar dink net hoe mooi gaan sy wees as hy verheerlik is. Hoe mooi gaan jou man eendag wees as hy verheerlik is. Hoe mooi gaan jou kinders eendag wees as hulle verheerlik is. Hoe mooi gaan jou gemeentelede wees as hulle eendag verheerlik is. Bedink dit vir mekaar, die dinge wat daar bo is. Moenie vaskyk in die sonde sodat jy niks verder as dit kan sien nie. Moenie in die tydelike vaskyk sodat jy nie die ewige kan sien nie. Jesus se verlossing is baie kragtiger as die sonde wat jy nou sien. En ons het die voorreg om alreeds nou al dit vir mekaar in geloof te bedink en mekaar aan te moedig om nou al te groei tot daardie heerlikheid wat Jesus vir ons verwerf het. En ons kan uitsien na daardie heerlikheid en mekaar dan aan daardie heerlikheid herinner en bemoedig daarmee. Dink ook na hoe ons alreeds nou al deur die Heilige Gees vernuwe is om meer soos Jesus te wees. Ons moet dink aan die heiligmaking wat alreeds in ons plaasgevind het. Dit is 'n klein gedeeltetjie van wat ons eendag gaan wees. Dis die eerste vrugte wat ons nou al kry van die Here deur sy goedheid. Dink aan wat jy was en hoe die Here jou genadiglik verander het. Of dink aan hoe jy sou wees as jy nie die Here se genade gehad het nie. En hoe jy nou is as gevolg van sy genade. Ons moet bly wees oor dit wat ons nou al gekry het en ons moet ook uitsien na die volheid wat vir ons wag. Daar's 'n vloedgolf van genade wat vir ons wag. Nie oordeel meer vir die gelowiges nie. As daar iemand nou is wat na jou kyk met afkering en jou beswadder, gelowige, selfs jou so beswadder dat jou naam 'n vloek word deur jou hele gemeenskap. Onthou dat God vir jou 'n naam gee. Hy gaan vir jou heerlikheid gee as gevolg van Jesus se volmaakte verlossing. Eendag gaan jy met heerlikheid skyn en sal almal God se goeie werk moet erken dat hy jou, wat so 'n vuil sondaar is en toe was, heerlik gemaak het ter wille van sy seun. En Jesus word ons onreinheid weggeneem, ons skaamte, ons sonde, dit wat lelik aan ons is. En hy gee vir ons heerlikheid, sodat ons nie skaam hoef te wees as daar oë op ons is nie. Amen.